Hallo almal, ek is Martha Poller en ek wil vir jou vertel van my storie Hagar. Jy weet, ons weet maar min van Hagar in die Bybel en ek sien daar's nie groot belangstelling in die boek nie en ek wonder hoekom, en toe besef ek maar ons weet so min van haar en dit wat ons van haar weet is regtig nie om oor huis toe te skryf nie. Maar ek wil jou nou so klein bietjie inlig. Jy weet, Abraham en Sarah trek Egipte toe agterveld aan en Abraham waarsku vir Sarah, luister, die farao soek 'n vrou. Hy soek nog 'n vrou, die manne is in die rondloop. En as hulle nou vir jou kom vra wie jy, dan sê jy vir hulle, maar jy's my suster. En sy wil die stype kry. Sy sê hulle gaan jou in elk geval vat. As jy sê jy's my vrou, dan gaan hulle my doodmaak en jou vat. As jy sê jy's my suster, dan lewe ek ten minste en hulle vat jou. Nou goed, daar gaan sy nou. En toe is sy in die paleis, maar sy het nou nog nie by die farao geslaap nie. En die hele looitjie word siek en farao kom agter. Dis hierdie mense. En hy roep vir Sarah en sy bely dit en hy laat vir Abraham kom. Hy sê vat net hierdie vrou en gaan. Nou, ons weet Sarah het 'n slavin, 'n Egiptiese slavin gehad. Ons weet nie waar sy vandaan kom nie, maar volgens wat oorlewering en stories wat vertel word, het farao hierso met hierdie storie vir Hagar vir hulle gegee. Nou wil ek hê jy moet nou dink, Hagar, sy's 'n slavin, ja, tot nou toe ook gewees. Maar nou gaan sy saam met hierdie mense, sy ken nie hulle taal nie. Sy ken nie hulle gebruike nie, sy ken niks daarvan nie. Sy gaan saam en Abraham moet uit die land uit, Abraham en Sarah en Hagar is saam. Nou kan Sarah nie kinders kry nie en Sarah sê vir Abraham, vat hierdie slavin en slaap by haar. Nou, Hagar het nie 'n keuse gehad nie, né? Sy het nie 'n keuse gehad nie. Ons weet nie of sy ingestem het of sy nie ingestem, maar sy het in elk geval nie 'n keuse gehad nie. Maar waar sy vandaan gekom het, was dit die gebruik dat as jy, soos in hierdie geval, as jy nou 'n kind het, dan is jy nou vrou nommer 1 in die huis. En sy word swanger en sy kry hierdie kind, maar sy is alles behalwe vrou nommer 1. Terwyl sy swanger is daar soveel striwelinge tussen haar en Sarah, dat sy toe wegloop. En dit is in die woestyn wat God vir haar sê, ek gaan vir jou kind gee, sy naam gaan Ismael wees. Gaan terug en gaan wees onderdanig aan Sarah. En sy gaan terug. Nou het sy gedink, as baba nou gebore word, dis mos haar en Abraham se. Maar dit is nie hoe dit gewerk het nie. Toe die baba gebore is dit nou Sarah en Abraham se kind. En van Hagar is daar geen sprake nie. En om dit erger te maak, later gaan Sarah swanger word en sy kry vir Isak en Ismael en Hagar is nou diep in die pad. Want hier is nou 'n kind wat die Here voorsien het, nie 'n kind wat hulle nou soos hulle self beplan het oor Ismael nie. En hy was nou bietjie grootbroererig met Isak gewees. Jy weet mos soos grootbroers met klein boeties, en sy word weggejaag. En hulle is die woestyn in weer 'n keer. Abraham gee vir haar brood en water, soveel soos wat sy op haar skouers kan dra. Hoeveel kan dit nou wees? En dit nou sy hierdie kind ook. En die water raak op, natuurlik die kos ook. En hy is so swak dat sy hom onder 'n bos insleep en sê, want sy kan nie dat hoor hoe hy kan doodgaan nie. Hoe hy lê en ween en huil van honger en dors, en sy gaan 'n eind verder weg daarvan af sit.
En toe het die engel van die Here met haar kom praat en gesê, hoekom sit jy hier, hoekom huil jy so, sy sê van haar kind. En het haar oë oopgemaak en daar was toe water naby. Maar my hele storie oor Hagar is, dat sy so misbruik is. Ek weet Abraham en Sarah is groot godskinders gewees, maar dit maak dit nie minder dat hierdie vrou, vandat sy die dag 'n slavin geword het by Farao, en toe nou vir Sarah gegee is, en toe die baba gekry is, en toe haar kind verloor het, en toe die ander kind kom, toe's hulle ook in die pad. Dit is waaroor my storie gaan. My storie gaan oor 'n vrou met 'n hart, en 'n vrou wat mishandel is, en wat miskyk is, en wat eers tot haar waarde gekom het, toe God vir haar gesê het, ek sien jou, en sy het God genoem, die een wat my sien. Dit is waaroor Hagar gaan. Baie dankie dat jy na my geluister het.